oorwinnaar of onoorwonne? Wat is jy? Ek wil nie sê verloorder nie. Jy's net oorwin. So, Jesus sê, jy is meer as 'n oorwinnaar. Maar hoe word ons meer? Ons weet om te oorwin, en ek het laasweek gepraat oor die swaard, ek het week voor het gepraat oor gedurig bid. Dit is alles instrumente, gedeeltes wat jy gebruik, maar hoe raak jy onoorwonne? En hierdie is 'n baie interessante gedagtegang wat ek met jou wil deel. Efesiërs 6 vers 10 tot 11. Eintlik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Wow. Kom ons staan gou 'n bietjie stil. Jesus het volkome oorwin. Hy het opgestaan en hy is in die boesem van die Vader. So, nou kom God en hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan. Ek het 'n paar weke terug gepraat oor die wapenrusting wat elke ene verwys na Jesus Christus. En Jesus wat sê, ons is binne in hom geskape. Met ander woorde, as ek die wapenrusting aantrek, dan trek ek volkome oorwinning aan. Dink bietjie oor wat ek nou gesê het. As ek die wapenrusting verstaan, en ek besef dat Jesus het 'n volmaakte werk gedoen, daar's niks wat ek kan byvoeg by hom nie, dan stap ek 'n pad van oorwinning. Dan is ek 'n oorwinnaar. Ek is meer as 'n oorwinnaar in Jesus Christus wat my krag gee. 1 Johannes 4 vers 8. Groter is hy wat in my is as hy wat in die wêreld is. So, as jy Jesus Christus aantrek, beteken dit jy is in volkome oorwinning. Niks kan jou onderkry nie. Maar ons weet nie hoe om in Jesus Christus te beweeg nie. Hy sê, trek die volle wapenrusting aan. En wanneer baie mense as hulle die volle wapenrusting aantrek, wat doen hulle? Hulle trek aan, hulle verduidelik elke een, maar hulle besef nie, elke deel van daardie wapenrusting is eintlik Jesus Christus nie. So as ek die helmet van verlossing aantrek, wat beteken dit? Dit beteken ek het die gedagtegang van Christus. Paulus skryf hierdie terwyl hy in die tronk sit, vasgemaak aan 'n soldaat, en hy besef hierdie soldaat is beskerm deur hierdie wapenrusting. Net so is ek beskerm deur God. Dit maak nie saak wat gebeur nie. Ek is meer as 'n oorwinnaar, want hy sê, ek kan staande bly teen die liste van die duiwel. Hoekom? Want Jesus het staande gebly. En hy het opgestaan en hy gesê, ontvang die Heilige Gees. As ek en jy werklik die wapenrusting aantrek, then we'll have the mind of Christ. Ons het die gedagtegang van Christus, want dis hoekom die helmet op my kop is. En baie keer moet ons teruggaan en bid sonder ophou, totdat ons die gedagtegang van Christus kry. Ek het 'n keer al die getuienis gegee, hoe die Here my gedagtegang verander het. Ek het nou 'n skrif gebid in ons verkiesingstydperk hier in 2024, waar die Here gesê het, die gedagtegang van die hart van God sal bly staan van geslag tot geslag. En ek het so gefokus op die gedagtegang, dat ek nooit besef het, dit kom van die hart nie. Ek het dit geweet, maar toe die Here vir my oopmaak en sê, daai gedagtegang kom uit my hart uit, toe begin die hele 'n verandering vir my plaas om te sê, maar die hart van God bring gedagtes voort. Nou het ek die borswapen van geregtigheid. Nou weet ek wat Abraham beleef het, toe hy gesê, en dit is vir Abraham tot geregtigheid gereken. Hoekom? Want Abraham het die hart van God verstaan.
En baie keer moet ons aanbidding doen en moet ons bid sonder ophou tot die geregtigheid deurkom. Ons moet ligvoetig raak soos 'n soldaat in daardie gedagtegang van God, sodat ons hele wese 'n geregtigheid het en ons hart gevul is, ons asemhaling gevul word met die geregtigheid van God. Dan stap ek in oorwinning. God kan nie verloor nie. So as jy die wapenrusting van God aan het, is jy 'n staande soldaat in Christus, want geen liste van die duiwel gaan jou plattrek nie. As die liste van die duiwel jou plattrek, beteken dit, daar's 'n area wat die wapenrusting van God nog nie deel van jou geword het nie. As ons werklik stap in oorwinning, dan stap ons in elke aspek van die wapenrusting. Hoekom? Want die wapenrusting is Jesus Christus. Jy is meer as 'n oorwinnaar, net in die areas wat die wapenrusting deel van jou menswees geword het. Mag jy beleef hoe God kom en jou volkome oorwinning gee. En daar waar jy nie oorwinning het nie, vra vir die Here, watter area is nog nie? Watter area in jou wapenrusting is nog nie volkome voltooi nie? Want dit is waar jou oorwinning is. Christus Jesus is my wapen. Hy sê, trek die volle wapenrusting van God aan. Die woord kom van God. Die woord is Jesus Christus. Die woord is lewe en lig. Trek die volle wapenrusting. Trek die woord, die lewe, die lig, die oorwinning aan. Dan alleen sal jy kan staande bly. As jy die wapenrusting het, is jy onoorwonne. Mag jy hierdie week, mag jy in hierdie tyd wat voorlê, kan bid sonder ophou, kan word soos 'n soldaat, wat met die wapenrusting vlugvoetig, soos 'n soldaat, soos 'n swart vegter kan veg, en weet die oorwinning is joune. In Jesus naam. Shalom.